ek nou in verwondering. Welkom by Doxedae Wonderboom aanlyn. Indien jy nog wag vir die uitsending om te begin, is jy meer as welkom om die skakel hieronder in die video se beskrywing te gebruik om ons Connect afdeling te besoek. Daar kan jy inligting kry oor nuwe prosesse wat in die kampus afskop. Jy kan met iemand in kontak tree indien jy enige hulp benodig en jy kan ook 'n finansiële bydrae maak. Die uitsending gaan binnekort begin. Geniet die boodskap. Welkom by Doxedae Wonderboom aanlyn. Indien jy nog wag vir die uitsending om te begin, is jy meer as welkom om die skakel hieronder in die video se beskrywing te gebruik om ons Connect afdeling te besoek. Daar kan jy inligting kry oor nuwe prosesse wat in die kampus afskop. Jy kan met iemand in kontak tree indien jy enige hulp benodig en jy kan ook 'n finansiële bydrae maak. Die uitsending gaan binnekort begin. Geniet die boodskap. Lekker om vanoggend bietjie met jou tyd te kan spandeer op ons laaste dag van ons reeks wat ons gedoen het in die laaste 3 weke. Voordat ek daar kom, wil ek so vinnig net iets sê oor die manneaand. Vandag se tema gaan baie oor die Heilige Gees, maar ek dink daar's 'n unieke manier hoe ons as manne moet aanskou die Heilige Gees in ons funksioneer en wil funksioneer. So, ek wil jou nooi, as jy 'n burger ou is, jy's either 'n retief burger mens of jy's 'n smoked brisket burger mens. Enige van daai twee, as jy nie weet wie retief burger is nie, kom ontdek wat is 'n smoked brisket burger, want dis wat jy gaan eet. So asseblief, ons wil julle vra, ons wil 200 ouens in hierdie vertrek hê. Ons glo die tema is van so 'n aard dat ek nie dink enige man kan dit bekostig om dit te mis nie. Die werking van die Heilige Gees in 'n man se lewe. En natuurlik, Retief, jy hoef my nie 2 keer te vra om iets van Retief by te woon nie. Hy is net 'n fenominale individu wat toelaat dat die Here deur hom funksioneer. En meeste van die songs wat ons sing, ons besef dit nie altyd nie. Ek kan jou waarborg as ons 'n Afrikaanse song van hierdie verhoog af sing, 50% van die tyd is dit 'n song wat hy geskryf het. So, dis die tipe ou wat ons hier wil hê volgende week. En asseblief manne, gaan skryf in. Jy het ook 'n pamfletjie by die deur gekry. Gee hom vir iemand, nooi iemand, bring jou broer, bring jou vriend, bring enigiemand wat jy dink nodig is. Op pad kerk toe vanoggend, hoor ek 'n storie wat ek gevoel het ek wil dit deel met julle. Ek dink ons omring deur 'n klomp negatiewe goed. En toe ek hierdie hoor, toe dink ek moet dit deel. Die YouVersion Bybelplan wat jy op jou foon heel moontlik het, so ook dieselfde Bybelplan wat jy kan gebruik om hierdie reeks wat ons mee besig is vandag te kan volg en ook deur die skrifte werk en die besprekings te volg op die YouVersion Bybelplan. Jy scan hom net daar agter op die deur. Hierdie platform, dis nou die statistieke wat ek vanoggend gehoor het 18.9 miljoen mense op Paas-Sondag op hom gehad. Nou, hier is die ding. Wie van julle was op YouVersion op Paas-Sondag? Want ek was nie. So, wie van julle was op YouVersion op Paas-Sondag? Enkeles, né? Ons is die kerk. So dis 18.9 miljoen ander mense buite die kerk wat op YouVersion was op Paas-Sondag. Ek dink dis amazing. Dis 12% meer wêreldwyd as 2024. As dit nie vir jou vandag wil rede gee van dat die Here besig is om sy kerk een te maak en dat die woord van God besig is om stede en die wêreld te transformeer nie, dan weet ek nie. Want daar's baie ander statistieke wat hulle vanoggend genoem het en ek gaan nie vir jou jok nie, so ek het dit kon nie vinnig genoeg dit tik terwyl ek bestuur nie. Ek het afgetrek en toe tik ek dit op my notas. Ek moes net hier 18.9 en 12% deel. So ons, dis net amazing. Kan ons net vir die Here 'n hande klap gee? Ek dink as ons glo dat die woord van God mense se lewens verander, dan glo ons dat die woord van God huwelike verander, dan glo ons dat die woord van God gesinne verander, dan glo ons dat die woord van God families verander, en so raak dit al hoe groter en groter en groter. En as daai sommetjie wat ek nou net gemaak het waar is, dink net wat 18.9 miljoen mense wat op Paas-Sondag met die woord van God te doen het. Ek dink dis amazing. Ons is besig met hierdie reeks en ons sluit hom vandag af. Die konsep van ingesluit. Ingesluit is nie iets waarvoor jy werk nie, ingesluit is dis daar. Beteken as dit vir die een geld, geld dit vir die ander ene. As
'n sondige Adam beteken ek is sondig, dan ek het niks gedoen eers om te sondig nie. Ek is in sonde ingebore. Ek word geklassifiseer as 'n sondaar in Adam. Korrek. Net soos daai deals paar jaar terug wat jy 'n foon koop en dan kry jy 'n Apple Watch saam vir jou kontrak. Dis ingesluit. Jy betaal nie daarvoor nie. Net so is ons ingesluit in Jesus Christus. Nou is die ding, ek kan nie ingesluit wees in Adam en in Jesus nie. Ek moet kies. Ek en jy as Christene, wat die woord Christen beteken is, ek glo ek is ingesluit in Christus. Dit wat geld vir Jesus Christus, geld nou vir my. Ek het gesterf in Jesus Christus, ek het opgestaan in Jesus Christus, en ek sit aan die regterhand van die Vader in Jesus Christus. Dis wat ons in Paasfees hanteer het, dis waaroor ons gesels het, dis wat ons glo, dit is die goeie nuus in 30 sekondes vertel. Maar dit is nie vir ons altyd so maklik om dit te glo nie. Dit klink reg, maar hoe leef ons dit noodwendig uit? En ons het die laaste 3 weke gesels oor dit, en laas week het ons gepraat oor die doop. En ek weet, ons baie mense wat my persoonlik ge-WhatsApp het en gesê, Reinhard, jy het my oortuig, wanneer doop ons weer? En ek weet, ek het nie almal dadelik weer reply nie, maar ek kan vir jou sê, dat daai doopdatum met Nadia nou vir jou gegee, en as jy weet, ek is 'n kind van die Here, maar ek is nog nie gedoop onder die water nie, dan wil ek jou asseblief vra, maak van daai doopgeleentheid gebruik. Al doop ons die hele kerk, en niemand was gedoop, dis okay. Dan spandeer ons die hele Sondag, en ons doop almal, want jy kan nie bekostig om nie gedoop te word nie, want die simboliek agter dit, en dit wat dit beteken, is net so ongelooflik. Nou, vandag gesels ek met jou oor die volgende, en dit is dat ons ook ingesluit is, in die teenwoordigheid van die Here, die Heilige Gees. Ons gaan uit Romeine 8 uitlees, so jy is welkom as jy jou Bybel by jou het, om by Romeine 8 oop te maak, en ek gaan begin om 'n skrifvers in vers 8 te lees, en dit sê die volgende: En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Ek wil gou daarso stop. Hierdie is 'n swaar stelling wat Paulus hierso maak. As jy wonder soms, hoekom wil hierdie familielid, hoekom kan hulle nie dit sien wat ek sien nie? Hoekom raak die mense in my lewe nie so opgewonde oor die woord van God soos wat ek doen nie? Hoekom voel dit vir my, ek praat met 'n muur wanneer ek oor die Here praat met sekere mense? Hierso gee Paulus die antwoord. Hy sê, want die wat in die vlees is, kan nie God behaag nie. Hy kan nie. So dit help my 'n bietjie genade te hê om te besef, dis nie die ou se keuse nie. Hy het nie die kapasiteit om die dinge te sien soos wat ek dit sien nie. Hoekom nie? Paulus sê, ons glo, as jy vanoggend hier sit en jy glo nie, jy is 'n kind van God nie, asseblief moenie hierdie geleentheid mis nie. Maar as jy 'n kind van die Here is en jy het jou hart vir die Here gegee, jy het tot bekering gekom, jy het jou lewe oorgegee, dan sê Paulus, is julle egter nie in die vlees nie, maar julle is in die Gees, so ons kan God behaag, nee. As naamlik die Gees van God in julle woon, nou gaan hy aan, nou sê hy, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ja, dis 'n groot stelling wat Paulus hierso maak. Jy sien, hierso ons baie keer groot word. Die Heilige Gees is vir ons soos die extra cheese by McDonald's op jou Big Mac. Wel, kom ons wees eerlik, as jy deur die drive-thru gaan, hulle noem dit nie extra cheese nie, hulle noem dit cheese. Ek hoor nooit wat die eerste deel van die sin is nie. Dit is altyd soos, okay, ja, Big Mac, dan hoor ek net cheese, en dan neem ek aan, okay, extra cheese, en dan moet jy vinnig nee sê, want sy sal vir hom opsit. Jy sal extra cheese kry, en jy het nie daarvoor gevra nie. En soms is die Heilige Gees vir ons dit, ek kan nog steeds die burger eet, en ek kan kies om dit sonder die kaas te doen. Hy gaan net 'n bietjie minder cheesy wees, nee. Gaan bietjie minder smaak hê, en hy's 'n bietjie goedkoper. Paulus kom sê hier, nee, julle verstaan nie, as die kaas nie op jou burger is nie, is dit net so goed, jy het nie 'n burger nie. Inteendeel, hy sê, 'n teken vir die feit dat jy 'n kind van die Here is dat die Gees van die Here in jou is, dat jy vanuit die Gees uitleef. Nou, dis 'n groot stelling, en ek dink ons het nodig om vanoggend weg te spring en te sê, maar ek het nodig om hierdie stelling te verstaan, ek het nodig om die waarde van die Heilige Gees te verstaan, ek het nodig om te verstaan, hoekom is die Heilige Gees in my, hoe het ek dit reg gekry, dat ek nou toeganklik is vir die Heilige Gees, en goed genoeg is vir die Heilige Gees om in te woon. Nou, om dit te doen, wil ek so 'n bietjie jou terugvat op Bybelgeskiedenis, en voordat jy dink, asseblief nie, hier is regtig baie, daar's nie 'n ander woord nie, hier is regtig cool.
Hierdie is een van daai goeters wat ek jou nou gaan vertel wat jy gaan dink, what? Hoe ongelooflik dit is. Nou, ons gaan terug na Israel se storie in die Ou Testament toe. Hulle het opgeëindig in Egipte. As jy wonder hoe hulle daar opgeëindig het en jy verstaan nie die storie van hoe Israel in die eerste plek in Egipte opgeëindig het nie, gaan lees dit, want dis regtig fascinerend. Handelinge 7 is so 'n bietjie 'n vinnige opsomming van dit, waar Stefanus so bietjie dit opsom, maar dit is maar in lyn met Josef. Josef wat sy broers het hom weggegooi, hy eindig as die persoon wat namens Farao sy land bestuur daar is, en op die ou einde kom al daai Israeliete, want dan was 'n hongersnood, en hulle kom lewe in Egipte, en op 'n stadium kom al Farao aan bewind, en hy sê, nee, maar hierdie ouens lyk asof hulle kan piramides bou. So ons gaan hulle nou slawe maak, en dis hoe hulle opeindig daar. So iets wat eintlik baie goed was, word iets slegs. Dis hoekom ek baie keer sê, ouens, ons weet nie eintlik wat is goed wat met ons gebeur nie, want jy weet nooit wat daar uit gaan kom, of wat die Here daar uit kan doen nie. Maar nietemin, hulle is in Egipte, groot volk, hulle het gegroei daar, die Bybel sê, en hulle het baie geword, okay? Daar was nie voorbehoeding nie, so daai klomp Israeliete het voortgeplant, en jy weer kyk, dis al baie. En hulle bou piramides, en op 'n stadium sê die Here, luister, die tyd vir Israel om in slawerny te wees in Egipte is verby. Ek gaan julle bevry. En hy kies Moses, en ons almal ken die storie van Moses, en was die eerste fliek wat ek in my lewe al ooit gekyk het. Ek was so klein, was Prince of Egypt gewees, in North Park Mall se New Metro. Hulle onthou dit, flieks, ek het dit daar gaan kyk, dit was amazing. Vertel hy die storie van hoe Moses hierdie roeping vat, en hy gaan en hy lei hulle uit Egipte uit, maar Farao wil hulle nie laat gaan nie, so God stuur 'n klomp pla, om hulle te kom pla. En hy staan vas in elke liewe een van hierdie dinge wat die Here stuur, en hy sê, nee wat, ek kan die sprinkane verdra, en ek kan die paraplaag verdra, en ek kan die siekte verdra, en ek kan die lyfseere verdra, en ek kan ek weet nie of dit meteoriete, ons weet nog steeds nie vandag noodwendig wat dit is nie, maar dat goed uit die hemel uitgeval, lyk soos groot haal of iets, en Farao sê, nee wat, bring dit, ons gaan bly, ons gaan julle nie laat gaan nie, en op die ou einde sê God, en ek het 2 weke terug so bietjie hieroor gepraat, ek gaan die doodsengel stuur. En die doodsengel gaan elke kind in elke huis, elke seun onder 'n sekere ouderdom gaan hy kom haal. Gaan doodgaan. Hy sê, maar gaan en vat elke gesin, slag 'n vlekkelose lam, en smeer die bloed van die vlekkelose lam bo julle deurkusyne, en ek beloof jou, die doodsengel gaan oor jou huis gaan, hy gaan nie in jou huis ingaan nie, en op die einde van die dag word Israel vrygelaat, en hulle word gered deur die bloed van die vlekkelose lam. Hoe amazing is dit? Nou hier is waar dit regtig baie amazing raak. Hulle word bevry, en hulle gaan uit Egipte uit. Farao sê, nee asseblief gaan, maar soos wat hulle gaan, besef hy, maar wie gaan nou my piramides bou? Wie gaan nou my koets polish? Jy weet, daar gaan al my slawe, daar gaan my tuinier, daar gaan alles, hierdie werk nie. En hy besef, nee, hierdie gaan nie werk nie. En hy's 'n paar dae agter hom aan, en hulle gaan haal. En alhoewel Israel gered was deur die bloed van die lam, is die ding wat Egipte uit hulle uithaal. Hoor jy nie mooi? Israel gaan uit Egipte uit, maar die ding wat Egipte uit Israel uithaal, is die doop toe hulle deur die Rooi See gaan. Want hulle deur die Rooi See gaan, toe maak die Here die water toe. En Egipte bly agter. Dit raak nog beter. 50 dae nadat hulle uit Egipte uit is hulle in die wildernis, en God sê vir Moses, Moses, ek wil hê jy moet vir my 'n huis bou. Ek wil kom wandel tussen my mense, bou vir my 'n tabernakel, en hy gee vir hom al die afmetings, en hy gee vir hom al die reëls, en al die regulasies, en al die goeders, 'n tydelike woning vir God om te funksioneer tussen sy mense. 50 dae. Nou as jy dink, dis nie cool nie. Daar's meer. Die fees wat hulle toe op besluit, om elke jaar te herdenk wat gebeur het, die feit dat die doodsengel oor hulle huise gegaan het, it passed over their houses, as gevolg van die bloed van die lam besluit hulle noem dit die Paasfees, die Passover fees, Passover feast. Die fees wat hulle elke jaar vier, omdat hulle 50 dae nadat hulle uit Egipte uit is, 'n tabernakel bou, en die gees van die Here kom woon binne in die tabernakel, noem hulle Pinkster. Daar's meer.
Ek en jy staan vandag, ons is bevry uit Egipte uit. Hoekom? Deur die bloed van die lam. Egipte is uit ons uitgehaal. Hoekom? As gevolg van die doop. Nee? 50 dae, Jesus is gekruisig op die Paasfees naweek. Jesus is gekruisig op die Passover weekend. Ek ook nie veel, is amazing. 50 dae nadat Jesus opstaan uit die dood uit, is dit die Pinksterfees. Raai wat gebeur op Pinkster? God sê, ek stort my Heilige Gees uit en ek kom leef binne in die nuwe tempel. Ek kom leef in my mense. Wie is die tempel? Ons lees in 2 Samuel 7 vers 12 tot 13. As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het. Hierdie is die profeet Nathan wat oor Dawid profeteer. Hy sê vir hom, as jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, met ander woorde, as jy dood is en jou lewe is verby, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam sal voorkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my naam 'n huis bou. Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. En die algemene gevolgtrekking is wel, sy seun was Salomo. Salomo het die tempel gebou. So natuurlik praat hy hier van Salomo, maar dis nie waarvan hy praat nie, want sien in die stam van Juda, uit die saad van Dawid kom Jesus Christus en hy is die koning. En hy sê ek sal in 3 dae sal ek 'n tempel oprig. Hy was 3 dae in die dood. Hy staan uit die dood uit op en hy sê ek het 'n tempel gebou en ek gaan nie weer woon in 'n plek wat uit bakstene gebou is nie. Ek gaan woon in my mense. Hoekom? Want die woning, die tempel waarin ek nog altyd wou wandel, is nou geskik. Hy was nie geskik nie, die tempel was vuil, die tempel was vol sonde. Al waar God kon funksioneer was in hierdie allerheiligste in die tempel waar daar 'n kleed voor was. Maar toe Jesus Christus sy laaste asem uitblaas en hy sê, dit is volbring, toe skeer daai kleed van bo af en die simboliek van dit is dat die teenwoordigheid van die Here wat binne in 'n tempel in die allerheiligste was, is nou in my. Is nou toeganklik vir elke liewe een van ons. Hoekom? Want daar's nie 'n beter, daar's nie 'n skoner, daar's nie 'n mooier, daar's nie 'n meer geskikte woning vir die Gees van die Here as 'n kind van God wat sy hart vir Jesus Christus gegee het nie. Want Jesus het my en jou kom nuut maak. Romeine 8 vers 1 tot 2. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hoor net gou dit julle. Geen veroordeling. Dink aan jou lewe. Dink aan die stupid goed wat ek al in my lewe gedoen het. Dink aan die dinge wat jy oor die skaamste is. Die dinge wat jy voel. As jy net daaraan dink, dan voel jy. Hierdie vers kom, Paulus sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dis die goeie nuus. Dis hoekom ons hier by mekaar kom en aanbid. Dis hoekom ek kan sê, weet jy wat, daar's 'n storm om my, maar die Here weet, as gevolg van die kruis van Jesus sal die storm nooit binne in my wees nie. Hoekom? Want in my is daar 'n God en my God kan nie in 'n storm kan nie in my wees nie. Daar's net plek vir een en ek kies die Gees van die Here in my. Sien, ek word die woning van die Heilige Gees. Vers 8. En die wat in die vlees is, kan nie God behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Jy sien die woord wat hy daar gebruik vir die feit dat God in my is die woord woon. Die woord woon is vir my 'n bietjie 'n slegte vertaling en ek het gaan kyk, daar is nie 'n beter woord nie, so die vertalers het regtig hulle bes gedoen. Hierdie is die beste woord wat ons het in Afrikaans is woon, maar die Engelse woord is dwell. Nou die probleem met woon wat ek het daarmee is, ek woon in 'n huis in Queenswood, maar meeste van die tyd in die week deur die dag gaan jy my nie daar kry nie. Waar wandel en inwoon en lewe is iets wat 'n konstante realiteit is. Sien, iewers het die duiwel dit reg gekry om die kerk te kry op 'n plek waar ons dink die Here kom en hy kom, sy Gees kom en hy kom wees in my vir 'n oomblik. Hy kom en dan as ek iets doen wat nie in lyn is met hom nie, dan sê ek in die church, ek gaan nie in hierdie persoon wees terwyl hy dit doen nie.
Ek gaan nie, bid jy met daai mond, nee wat, sien jou volgende Sondag, dan sal ek weer try om in jou in te kom. So die Gees word amper hierdie ding wat judge en kyk en sê, hoor hierson, nee, okay, nou kan ek, jy het nou weer jou 10de gegee hierdie maand, jy het nou weer lekker gebid, jy het nou weer so iets gesê, hier kom ek, nou kan ek weer in jou woon, en die oomblik wat jy begin twyfel, die oomblik wat jy iets doen waaroor jy skuldig voel, die oomblik wat jy toelaat dat die vlees oorheers, dan sê die Heilige Gees, nee, wow. Maar dwel is iets wat konstant is. Dwel is 'n permanente woning. Dwel is, luister, as jy my iewers soek, gaan kry my daar waar ek dwel. Gaan kry my daar waar ek wandel. Dit is waar die Heilige Gees is. Jy sien, die Heilige Gees, julle is 'n permanente toevoeging in die lewe van 'n gelowige. Dis permanent. Jy het nie die keuse nie. Daar's nie 'n hoor jy ek kan bid die Here en die hele Jesus konsep is vir my nice, maar die Heilige Gees is my bietjie weird. Die prentjie wat ek het van mense wat met die Heilige Gees function is 'n bietjie weird. Hulle praat weird tale, doen weird goedjies. Daar's mense wat geroep is vir dit, maar ek's nie een van hulle nie. So Heilige Gees gaan 'n werk deur hulle. Maar hier's ek's fine. Asseblief. Bietjie weird, dankie. Ja. Here kom sê so, luister, ek kom woon in jou, ek kom wandel in jou, ek kom leef in jou. En ons 3 goeders wat ek glo die Here doen en sy Gees doen in die lewe van 'n gelowige in die nuwe tempel wat ek en jy is. Die eerste ene is hy kom en hy kom vestig nuwe denke. Ons het 'n papegaai gehad. Hy was eers my sissies en toe word hy my broers en toe word hy myne. So as hulle nie meer lus is om hom te kyk en dan het hy net aangeskuif na die volgende generasie toe. Sy naam was Scrooge. Ons het hom op pad Wonderpark toe langs die pad opgetel. Ringnek papegaai, hy's geel. Ons nie geweet hoe oud hy is nie, tot die dag wat hy doodgaan, toe dink ons hy staan seker min of meer so oud. Scrooge het in 'n hok gekom. Ons het hom nie opgetel in 'n hok nie, maar ons het vir hom dadelik 'n hok gekoop en hy het in die hok gebly. Scrooge het 'n hokmentaliteit gehad. Hy was in daai hok en hy was veilig in daai hok. Jy kan die hok oopmaak. Hy het onder die afdak gehang buite daar in Pretoria Noord waar ons gebly het. Jy kan die hok oopmaak, Scrooge sal nie uitgaan nie. As ek wil hê Scrooge moes op my skouer sit, dan het ek so 'n lekker lang leer handskoen aangetrek en ek grap nie. Dan het ek my hand in die hok ingedruk, dan het ek hom in die hoek vasgedruk en dan het ek hom op my skouer gesit en dan moes ek ver van die hok af wees want die oomblik wat hy die hok sien, raai wat doen hy gaan terug hok toe. En dan het ek gedink, hoe cute Scrooge, tot hy my byt en dan sê nou gaan jy hok toe vir nog 'n week. Jesus kom en hy kom maak ons vry, hy kom haal ons uit Egipte uit, maar weet julle hoeveel keer vat ons Egipte saam met ons? Weet jy hoeveel keer kom en hy maak die hek oop, hy kom maak die hekkie van die hok oop en hy sê jy's vry, jou vlerke is nie meer geknip nie, maar ons sit in hierdie hok en dis te verstaan, want as jy vir 20 jaar in 'n hok was, is dit nie maklik om te dink van okay, kom ek vlieg, kom ek vlieg kolonnade toe. Jy weet nie, en jy as nuwe mens weet nie, jy weet nie waar om te gaan nie, jy weet nie hoe om te gaan nie, jy's nuut gemaak, maar jy verstaan nie hoe jy werk nie en jy het nodig dat die Heilige Gees kom en jou denke kom vernuwe. Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Daar's iets nodig om te gebeur in die lewe van iemand wat 'n slaaf was, wat nou aangeneem word as kind. Daar's 'n radikale transformasie in ons gedagtes wat moet plaasvind. En ek wil vir jou sê, jy kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Dis sy werk. Dis wat hy doen. Hy kom en hy kom bewoon hierdie huis wat jy is. En hy kom in jou lewe in en hy kom leef in jou en hy vat die blueprint van jou lewe en hy is die beste kontrakteur wat daar is. Hy is die beste huurder wat jy kan hê, want hy kom in hierdie huis in en hy sê, hoorie man, as ek na die bouplanne kyk van hierdie persoon, dan moes hierdie muur nooit hier gewees het nie. En die kleur van daai muur en daai muur is nie hoe my Vader dit verklaar het en dis hoe hy dit oorspronklik gemaak het nie en dis verseker nie waarvoor Jesus Christus kom sterf het nie. So wanneer ek hom toelaat, dan begin hy 'n transformerende ding in my lewe kom doen en hy kom belyn my gedagtes. Paulus skryf elders in Romeine, hy sê, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Want alhoewel daar iets is wat die waarheid is, moet my gedagtes moet opvang met wat nou net gebeur het. Dis die waarheid, maar leer my, hoe werk hierdie?
Dis soos 'n kleuter met 'n kettingsaag. Daar's krag, maar hy het wysheid nodig en hy het nodig om te ontdek en hy het nodig om te groei om dit te kan hanteer. Vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink die vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, die geestelike dinge. Ek het nodig om te leer om nie meer vleeslike dinge te dink nie. Ek het nodig om te leer om geestelik te dink. En dit is die Heilige Gees wat dit doen. Die tweede ding wat hy kom doen is, hy kom leer my hoe om heilig te lewe. Jy weet, wanneer ons 'n reeks oor Heilige Gees doen, wanneer ons bemark en sê ons gaan oor die Heilige Gees praat, dan is almal soos, it's gonna get weird. En alhoewel die gawes van die Gees 'n werklikheid is en ons wil oor mekaar profeteer en ek het 'n goddelike ontevredenheid met die hoeveelheid mense wat gesond word in dit wat ons mee hier besig is. Ek wil hê ons moet vir mekaar bid, ek wil hê ons moet in tale sing, ek wil hê ons moet profeteer oor mekaar, maar ons kan nie verwag dat daai goed gebeur, maar ons laat nie toe dat die Heilige Gees in my help om te vergewe nie. My leer om op te hou vloek. My help om op te hou skinder. My leer hoe om God te vertrou met alles wat ek het. Jy sien, daai ander goeders is half op 'n afstand. Ek kan dit daar doen na iemand toe, maar ek wil vir jou sê, die Heilige Gees wil begin by om 'n heilige lewe te kultiveer in ons lewens. Ek is nie gemaak om te sit met dieselfde sonde oor 10 jaar nog steeds as toe ek my hart vir die Here gegee het nie. Ek sê nie alles hoef dadelik reg te wees nie, want dit is 'n proses, né? Geen kontrakteur kom in die huis in en dan volgende dag kom jy daar en sê, "My magtigheid het sommer 'n swembad ook gebou nie." Dis 'n proses. Hy begin werk en soveel soos wat ek hom toelaat en soveel toerusting soos wat ek hom gee, maak dat hy die werk doen. Maar julle, ek het nodig om te verstaan dat die Heilige Gees se funksie in my lewe is om eer aan die Here te bring, om die glorie van God wat ons jaartema sê, te wys vir 'n gebroke wêreld. En een van die maniere hoe hy dit doen is hy kom belyn my dade, hy kom belyn my gedrag, kom belyn hy my die uitspraak van God oor my lewe. Heilig beteken anders. Julle, ons lewens kan nie dieselfde lyk as die wêreld nie. En jy word nie gekwalifiseer op dit nie, maar ek wil vir jou sê, ons mis uit op 'n volheid, op die volheid van die evangelie, as ons nie verstaan dat die Heilige Gees my dade wil kom belyn met dit wat Jesus Christus aan die kruis vir my kom doen het nie. Jy sien, die Heilige Gees kom nie net vir 'n moment nie, hy kom vir 'n movement. Hy kom nie net en kom besoek nie. Die Engelse woord sê visitation. En ek praat geen kerk sleg nie, maar daar is 'n beweging in sommige areas waar ons worship sodat die Heilige Gees, daar moet nou 'n moment wees. En volgende week kan dit nou 6 dae van die laaste moment, dan het ek weer 'n moment nodig. En dit raak amper 'n verslawing van hy moet nou weer opdaag, en hy sê, maar ek is nog heeltyd hier. Waar was jy? Ek was nog heeltyd in jou. Ek wil hierdie kragtige goed deur jou doen, maar ek wil ook die wonderlike dinge in jou doen. Hy wil nie net besoek nie, hy is nie 'n besoeker in die lewe van 'n Christen nie, hy is 'n inwoner in die lewe van 'n Christen. Dis waar hy wil wees. 7 vers 8, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Hoor gou hierso, julle. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law. Julle, die wet is nie sleg nie. Jy word nie meer gegradueer volgens die wet nie. Dank die Here daarvoor dat hy sy seun gestuur het om vir ons die wet te kom nakom. Maar die wet is nie iets wat ek moet sê, nee, wag, jy mag geen ander gode hê nie, toe maar dis Ou Testament. Jy mag nie egbreek pleeg nie, gelukkig Ou Testament. Jy mag nie dit nie, jy mag nie steel nie, toe maar daarom oud. Nee, die wet is steeds daarso. En wat hierdie vers vir ons sê is, dis onmoontlik om sonder die Gees se werking in my lewe die wet na te kom. Maar dan kom hy en hy sê, it cannot submit to God's law. It cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Wow. Ek het nodig om vir myself die vraag te vra, lewe ek uit die Gees uit? Het ek die Heilige Gees in? Het ek hom al in my lewe ingenooi? Gesê, Heilige Gees, ek kom nooi jou in hierdie tempel in. Kom leef in my. Kom leef deur my. Kom en werk deur my. Kom en
vernuwe my gedagtes. Ek wil volgens die Gees leef. Ek wil volgens die Gees leef. Ek wil nie die Bybel lees sonder om dit volgens die Gees te doen nie. Ek wil nie worship sonder om dit vanuit Gees uit te doen nie. Ek wil nie my huwelik benader sonder om dit vanuit my Gees uit te doen nie. Ek wil nie my opvoeding vir my kinders doen sonder om dit vanuit my Gees uit te doen nie. Ek kan nie bekostig om enigstens iets te doen en dit uit die vlees uit te doen nie. Here, ek wil dit uit die Gees uit doen. En dan die derde ding wat die Heilige Gees doen is hy kom en hy kom vestig die missie op my lewe. Hoor jy, vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die woord roeping het 'n ding geraak wat net party is geroep. Party is geroep vir voltydse bediening. Reinhard is geroep, Carlos is geroep, Herman is geroep, John Ray is meeste van die tyd geroep. Daai ouens is geroep en ons moet nou eintlik net in die vrug van hulle roeping leef. En hy sê nee, luister, elkeen van ons is geroep. Ons het nodig om te verstaan, die Here roep jou na mense toe wat nooit van my gaan luister nie. Die Here roep jou na plekke toe waar ek nooit gaan kom nie. En as ek ooit daar kom, gaan ek dit nie reg kry nie, want hy het jou geroep. Die salwing vir daai area lê op jou lewe. Die salwing op daai mense wat die Here vir jou gegee het, lê op jou lewe. My rol wat ek hier het is om jou vanoggend bewus te maak van die roeping op jou lewe en jou rol deur die krag van die Heilige Gees om te sê, Here, ek vat hierdie roeping. Ek is 'n mens op 'n missie. Ek is nie net geroep dat my gesin okay is nie. Ek is geroep om die teenwoordigheid van die Here in my gemeenskap te wees. Here, ek wil dit gou weer sê. Hoor die gewig van hierdie woorde. Jy's geroep om die teenwoordigheid van die Here in 'n gemeenskap te wees. Ek hoor nou die dag 'n stelling wat sê, as alles wat jy in die laaste week gebid het, moes waar word, wat sal anders wees? Nou, net sê, ek sê nie dit want, jy het nou nie gebid in die laaste week nie, is glad nie. Maar as ons die goed begin opnoem, dan is ek seker jou skuld gaan uitgesort wees. Jou hekmotor wat aanhou breek, hy gaan reg wees. Jou huwelik gaan mee goed gaan, jou vrou gaan jou weer lief hê. Jou kinders gaan gesond wees. Jou familie gaan okay wees, gaan gesond wees, jou kinders, dit gaan met hulle goed gaan. Al die goed, en is alles goeie goed. Is alles goed wat die Here wil kom doen, en is goed, julle asseblief, ons kan nie ophou bid vir dit nie, dit is so belangrik. My vraag wat ek wil vra is, gaan die gemeenskap uitgesort wees? Gaan dit veiliger wees in ons omgewing? Gaan die korrupsie in ons regering uitgesort wees? Gaan al hierdie dinge wat nie op myself gefokus nie, maar op 'n gemeenskap vir wie Jesus liefhet, actually gebeur? En ek wil net sê, as jy my gebede van die laaste week moet vat, gaan dit nie noodwendig anders wees nie. So ek preek vir myself. Ek kom staan nie vanoggend hier en sê, ja, hoe nou begin? Nee. Ek ervaar hoe die Here op ons, die Heilige Gees ons kom herinner en sê, kerk, julle is geroep. Ons is geroep om die teenwoordigheid van die Here in ons gemeenskap te wees. Gaan ons skole anders wees? Die manier ons glo, die manier ons bid. Gaan ons besighede anders wees? Gaan ons sosiale dienste anders lyk? Daar's soveel sfere wat ek kan opnoem. As ons moet betrokke wees op 'n beheerliggaam van 'n skool, gaan daai skool anders lyk? Dis my vraag. Want dis hoe die teenwoordigheid van die Here in areas funksioneer en dis hoe die Here die eer kry. Is wanneer ek besef, ek is geroep. Ja, maar Reinhard, jy verstaan nie hoe goddeloos my wêreld is waar ek werk nie. Wel, jy's daar, nee. So kom jy daar is. Wees die sout. Wees die lig. Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die Heiliges intree. Weet jy wat vat ek uit hierdie vers uit, want ons baie verskillende interpretasies van hierdie vers. Maar ek glo wat die Here hierso sê, is soms is ons geroep vir 'n area en ek weet nie eens waar om te begin nie. Ek sien nie gebrokenheid en ek sien nie verlorenheid en ek sien mense wat nie die Here dien nie en ek sien nie seer, maar Here, ek weet nie eens waar om te bid nie. Ek weet nie eens waarvoor om te bid nie, want partykeer bid ons ook nie vir die regte goed nie, want dit is nie noodwendig wat die Here hier wil doen nie. So sê Heilige Gees, ek wil hê jy moet nou kom intree in my gebede. Jy weet, in my
In my karakter, in my persoonlikheid is ek is 'n bietjie vinnig soms. Ek is nie fisies vinnig nie, daar is glad nie, vinnig nie, trust me, ek werk nie so lekker nie. Ek sal iets sien en iets sal my frustreer en dan sal ek baie vinnig optree. En ek het al 'n paar keer die fout gemaak, want dan tree ek op en dan lê daar 'n klomp lyke. Maar ek het hom vir Jesus gedoen. En ek het geleer om in oomblikke te besef, okay, ek sien iets, ek wil optree, en dan weet julle wat, en ek doen dit nie altyd nie, maar wanneer ek onthou, dan begin ek aan my taal bid. Soms, hierso terwyl ons aanbid, dan voel ek, vanoggend in die eerste diens, toe voel ek, nee, ons kan nie, ons is besig om die Here te aanbid hier, maar om was rarig, en ek verstaan, wat dit is koud gewees vanoggend, en klomp ouens kom hier aan, en dit het klomp goed in die kar gebeur, en nou moet ons ewe skielik, prys die Here. En ek beleef in my hart, ek wil net 'n bietjie waarheid in hierdie ding inspreek, en ek wil die band eintlik onderbreek, dat ons die song weer sing, en net daar is ek soos, okay, wow. En ek begin net aan my taal bid, en ek begin my taal sing, en ek begin die Heilige Gees vra, wat is die beste ding om hier te doen, want ek weet nie. Ek het 'n gevoel, maar dit kan 'n vleeslike gevoel wees, dit kan emosies wees, dit kan wees dat ek op pad werk toe, my kop is nog op ander plekke, en op pad kerk toe, en nou kom projekteer ek dit op 'n klomp ander dinge. Nee, ek begin in my taal bid, en soveel kere wanneer ek dit doen, dan raak ek of in die proses kom ek agter, nee, ek dink nie dis nou die regte tyd nie, en ek dink nie dit is noodwendig waar ons is nie. Dankie Here, U weet, en dankie dat ek kon staat maak op die leiding van die Heilige Gees. Ander kere raak ek so warm, en dan voel ek, nee, nou is ek oortuig. Nou gaan ek eers iets doen. Want ek weet nie noodwendig altyd eers wat moet gebeur nie, maar wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees 'n gesprek met ons het, gee hom kans om te praat, want wat hy sê is altyd die waarheid. En dis wat ons glo. Die Heilige Gees gaan nie jok nie. As hy iets op jou hart druk, en hy steek 'n vuur in jou hart aan die brand vir iemand of vir iets of vir 'n area, dan is dit omdat dit in God se wil is en hy wil dit kom doen. Dis die 3 goed. Die Heilige Gees kom vernuwe my denke. Hy kom leer my om 'n heilige lewe te leef en hy kom bevestig die roeping, hy kom bevestig die missie op my lewe. Ek wil afsluit met hierdie vers 36. Is aan die einde van die hoofstuk. Kom skryf Paulus, hy sê, soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. 'n Engelse vertaling sê, we are like sheep led to the slaughter all day long. En as ek dink, ons moet besef, daar's 'n duiwel wat jou haat, en daar's 'n wêreld wat jou haat, en ons 'n gebroke wêreld, en ons is hierdie skapies wat die dinge op God se manier wil doen, en ons wil met liefde dinge doen, en dit maak ons kwesbaar, en dit maak ons tot 'n mate 'n soft target soms. Maar dan kom hy en hy sê, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Nou, hoeveel keer het jy al hierdie vers op iemand se Facebook of Instagram post gesien waar hulle net sê, ons is meer as oorwinnaars? En jy dink, wel, dit klink soos iets wat ek al in sonnaarskool gehoor het. Maar die deel net voor hom sê, luister, ons is so skape wat in 'n voerkraal is wat geslag gaan word. En dan sê hy, maar ouens, julle gaan okay wees. Julle is meer as oorwinnaars. In hierdie storm is jy veilig. In hierdie storm, in hierdie vleeslike wêreld wat wil seermaak, kom jy en jy lewe vanuit die Gees uit. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, en ek het hom daar uitgelaat, sê ons kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Wow. Voel dit altyd so? Nee. Hoe kan ek dit glo? Die Heilige Gees wat in my is. Dis onmoontlik om 'n Christen, 'n kind van die Here te wees met 'n heilige lewe in 2025. Dis hoekom ek 'n bonatuurlike krag binne in my het om dit te kom doen. Hoe amazing is dit om te kan besef ek's ingesluit in die teenwoordigheid van die Here deur die Heilige Gees wat vir ewig in sy tempel kom wandel. Dis wat Jesus kom doen het in die naam van Jesus. Ek kom bid vir ons. Here, dankie dat ons vanoggend, Vader,
opnuut net kan ontdek, Here, dat U in die tempel kom wandel. U kom nie en besoek net nie. U wag nie net vir oomblikke, Here, om te kom werk en om U krag te kom wys nie, Vader. U is konstant in my. U werk konstant deur my, Vader. My lewe is jou projek. Here, kom en voltooi hierdie projek. Dankie dat ons ingesluit kan wees in hierdie projek, Vader. Dankie dat U die eer kry, Vader, vir alles in my lewe. Dankie dat dit wat U restoreer en regmaak, kry U die eer. Dit wat goed is, kry U die eer. Here, daar waar ek toelaat dat U deur my funksioneer, kry U die eer. Mag U die eer kry tot in ewigheid, Here. Dankie dat U glorie, Here, ons storie word deur die bloed van die lam. Dankie, Vader, dat Egipte, dat ek nie net uit Egipte uit is nie, maar dat Egipte uit my uit is, Vader. En dankie dat ek sonder 'n slaafmentaliteit, Vader, vandag kan weet ek is geroep in die naam van Jesus. Dankie dat die Gees dit kom bemagtig. Dankie dat die Gees dit kom verseker in my lewe. In die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou vra om tydens aanbidding, as jy hier sit en jy is onseker of die Heilige Gees in jou hart wandel. Dit maak dit baie ingewikkeld, nee. Dit is baie eenvoudig. Vraag 1, het jou hart vir die Here gegee? As jy dit nie gedoen het nie, wil ons jou graag na die diens help in die kerk en ons wil jou lei na die Here toe. As jy weet jy het jou hart vir die Here gegee, maar jy is onseker of die Heilige Gees in jou leef, sonder om te teologies daaroor te word, is dit baie eenvoudig. Net tydens hierdie aanbidding te sê, Heilige Gees, hier is ek. Kom en woon in my. Kom en werk in my, kom en werk deur my, kom en verander 'n stad en 'n omgewing deur dit wat U in my en deur my wil kom doen in die naam van Jesus. Kom ons staan en ons aanbid die Here. Amen.